Kerkmusiek het die vermoë om mense verder te laat kyk as dit wat hulle nou voor hulle sien. Dit verklank 'n groter werklikheid. Welkom by die 4de episode van Kerkmusiek, die draer van hoop. In vandag se episode luister ons na 3 musikale gebede. En as 'n mens van 'n musikale gebed praat, dan is daar nie 'n beter plek om te begin as by die Ons Vader gebed nie. In 1845 komponeer Felix Mendelssohn 6 orgelsonates, wat later bekend sou word as deel van die repertoire van enige goeie orgelis. Dit was 'n opdragwerk wat Mendelssohn van sy uitgewer af ontvang het. In die 6de sonate waarna ons nou gaan luister, gebruik Mendelssohn die Ons Vader gebed soos deur Luther gekomponeer as basis vir daardie komposisie van hom. Alhoewel hierdie 6 orgelsonates baie goed ontvang is deur die hele Europa, het Mendelssohn self nooit hierdie orgelsonates in die openbaar gespeel nie.
Ons gaan nou luister na Prière à Notre-Dame, 'n komposisie van Leon Beelman. Beelman is in 1862 gebore, 'n Fransman. En op 9-jarige ouderdom begin hy reeds musiek studeer. 10 jaar later word hy 'n voltydse orgelpos aangebied in een van die gemeentes van Parys. Hy trou met sy leermeester se dogter en na sy orgelwerk gee hy ook orgelles in Parys. Uiteindelik sterf Beelman op die jeugdige ouderdom van 35 jaar, waarskynlik aan tuberkulose. Maar alhoewel hy so kort gelewe het, het hy nagenoeg 160 komposisies gehad. Maar sy bekendste komposisie was sy gotiese suite Opus 25, waarna ons nou gaan luister. Dit bestaan uit 4 bewegings en die 3de beweging is die gebed, Prière à Notre-Dame.
Ons sluit ons program af met 'n aandgebed. Aan U, o God, my dankgesange. Gesang 563 in die liedboek. Die Afrikaanse teks wat deur Attie van der Kolf geskryf is gegrond op die Nederlandse teks. Ek wil U, o God, myn dank betalen, deur Herman Bruining. Dit is daardie teks wat ons voorouers gesing het en is op grond van daardie teks wat die liederwysie wat ons uit ons eie bodem uit ontdek het, na vore gekom het. Presies waar hierdie melodie ontstaan het, is onbekend, maar die vroegste onthoude weergawe daarvan is tydens huisgodsdiens aan huis van oom T.F.J. Steyn in die Lichtenburg distrik. Later het van sy nageslag hierdie melodie met ander mense gedeel, onder andere ook met Chris Lamprecht, wat dit tot 'n koorwerk verwerk het. Later het dit oor die wêreld heen versprei en is daar tans Engelse en Duitse weergawes van die melodie wat hier op eie bodem ontstaan het. Ons gaan nou luister na die melodie soos wat oom Chris Lamprecht dit opgeteken het. Maar in die 4de strofe sal julle hoor is daar 'n klein melodievariasie, omdat dit die oudste onthoude weergawe van hierdie melodie is. Onthou, lank voor hierdie lied so wyd bekend geword het, is dit gesing om 'n huisgodsdiensttafel in Lichtenburg. En as 'n mens vandag in die begraafplaas van Lichtenburg gaan kyk, dan sal jy die grafsteen sien van oom Steyn. En op die grafsteen staan die woorde: Ek weet aan wie ek my toevertrou het. En op die grafsteen van sy vrou reg langs aan, al wissel dan ook dag en nag.